Asai, goeienaand en baie welkom vir elke een. Ons verjaarsdag so hier na einde se kant toe. So lekker om weer saam te kuier. Ja, het is weer voorreg om vanaand saam met julle te kuier en vir party van julle na die tyd te kuier of dalk môre eers. Maar dit is regtig 'n voorreg om elke donderdag aand hier saam te wees en saam te bid en sommer net saam te praat uit die woord van die Here. Ja. Ons aanvaar dit nie maar net as vanselfsprekend nie. En ons sê vir julle elkeen baie dankie dat julle ook so getrou gekyk het en saam gesels het deur die loop van die jaar. Ja, nou Charlotte en Celeste, lekker om saam met julle weer vanaand te kuier. Ek hoop dit gaan goed met elke een. Vir Celeste hulle ook daar in Saudi. Oom Mike daar die Kaap uit, baie welkom oom Mike. Hoop dit gaan goed met oom ook. Daar sy. Welkom gebedsfamilie. Lekker om saam te kuier. Erna, baie welkom vir jou ook. Lekker om ook weer vanaand saam met jou te kuier. Ja, ons kan nie dink dat ons by ons laaste uitsending is vir die jaar nie. Ons gaan 'n bietjie 'n breek vat en dan gesels ons weer so waarskynlik eers middel Januarie. En dan wanneer net so voor die skool begin of daar rond, ek het nou nie regtig die datums in my kop nie. Ja. En dan sal ons ook sê na watter site toe ons beweeg. Wat is site in? Ons sal na 'n ander platform beweeg. Ons gaan dieselfde platform Facebook gebruik, maar ons 'n ander naam. Ja. Maar ja, maar ons sal nog eers die eerste 2 keer nog hierso wees. Ja, welkom Sonja. Ja, ons sal duidelik dit kommunikeer met almal so. Maar baie welkom aan elke een wat vanaand weer hier is. Ek dink daar's ook 'n klompie wat alreeds met vakansie is en gery het. Iemand het my laat weet sy beweeg ook vandag, so ons hoop dat die wat ry veilig ry veral nou so hier op hierdie lang naweek wat daar voor lê. Marlene, baie welkom. Sal later opvang met die replay. Lief jou Marlene. Goed gaan hoor. Ja, kyk, die kinders is daarom nou, die skoolkinders is daarom nou al 'n ruk by die huis. So die van julle wat nou al moeg is vir die vakansie, hou uit, dis net tot die 14de Januarie. Dankie, geniet elke oomblik, sê Kobus. Dankie Kobus, lief vir jou ook jong. En vir julle, vir jou en Wilna, hier van ons kant af en ook vir jou kinders wat eintlik so goed doen en so goed presteer. Ek dink ons is saam met julle trots op hulle, hoor. Ja. Dit is eintlik lekker as 'n mens so 'n gebedsfamilie is en jy weet dit gaan goed met kinders, met almal se kinders. Pieter Ley, Nancy ook vir jou en vir Christine. Lekker om ook saam met julle twee te kuier vanaand. Kyk, ons sit in hierdie Kerstyd en ons waarskynlik weer die meeste van ons wat in Matteus 1 vers 23 staan, waar sê die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle moet hom Immanuel noem. En die naam beteken God by ons. En ek dink ons moet vir mekaar sê dis God se begeerte om by ons te wees. En mense sien dit van reg deur die Bybel, né? God wat alles gemaak het en dan in Genesis 1, Genesis 2 lees ons dat hy die mens gemaak het en in Genesis 3 hoe hy saam met die mens gewandel het in die aandwind. En is God se begeerte. Dis sy hart hy wil by ons wees. Hy wil saam met ons wandel. Dis soos die natuurlikste ding op aarde wat eintlik veronderstel is om te leer. Ja, daai Genesis 3 vers 8. Adam en Eva het gehoor die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En dit was algemeen. Dit was almal aanvaar het of wel die ouens wat so goed wie ek gelees het. Aanvaar dit was daai nabyheid, intimiteit, daai gemeenskap wat die Here met die mens gehad het. Dit was 'n daaglikse in die koelte van die dag gebeurtenis. Ja, nee, dis so mooi. Sy bedoeling was nog net altyd dat hy net naby ons wil wees en saam met ons hierdie skepping geniet, dit wat hy alles vir ons gemaak het. Dis absoluut net sy uitnodiging is, kom wandel net saam met my, wees saam met my. Absoluut. Kyk, het alles anderste, het hy net iets gesê.
net 'n woord gespreek en dan was dit daar, né? Ja. Hy het gesê olifant en dan staan daar skielik 'n olifant. Groot ore, Dis hy. die groot pote. Ja, skoenlappers. Ja, Skoenlappers, hy né? beweeg net alles. Hy kon van die riewe growwe tot die kleinste fynste het hy gemaak. Het hy net gespreek en dit het gebeur. Maar met Adam het hy dit anders te gedoen. Hy het nie net gespreek nie. Hy het hom gevorm. En hy het hom gevorm na sy beeld. En toe het hy lewensasem in hom ingeblaas. Hoekom het hy moeite gedoen met die mens? Eenvoudig, kyk, die mens die hoogtepunt van die skepping, maar hoekom het hy moeite gedoen? Omdat hy tyd saam met ons wil deurbring. Ons lees dit reg deur die Bybel, met Henog, met Noag, met Abraham, in Levitikus 28, ek sal onder julle wandel en julle God wees en julle sal my volk wees. So hy beloof dit vir Israel. Ja, Dis wat hy beloof, ek sal saam met julle wandel. maar moenie dink is net vir daai mense nie, né? Nee. Jy is so belangrik vir Ja. hom. Hy wil ook met jou tyd spandeer. Dis maar so mooi hoe hierdie goue draad net eenvoudig vanaf die Ou Testament deurgetrek word na die Nuwe Testament. Hoe dit deur die hele Bybel gaan, dat en dit is God se hart en God wil met ons wandel. En dat jy en ek is vir hom so belangrik. Dit is sy begeerte is om saam met ons te wandel. Ja, en baie keer, ons sien dit gewoonlik net vanuit ons punt. Ons moet met God wandel. Ja, dis reg en dis goed. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet bid en jy moet tyd saam met die Here spandeer. Alles reg. Maar hierdie perspektief van vanaand is, God wil saam met jou 'n pad stap. God wil by jou wees. En dis wat hy wil doen. Maar ons lees dan ook in Genesis 3 dat daar 'n breuk gekom het tussen die mense en God as gevolg van die sonde, né? Hulle kyk na hierdie boom en hulle eet van dit wat die Here gesê het hulle moenie doen nie. Hulle gaan kruip weg. Toe hulle hoor God kom. Hulle gaan kruip weg. Hallo Jan, lekker om ook vir jou te sien. En hallo Simon, lekker om vir jou te sien. Ja, hallo Simon, ons sien weer. Ja, ons sien altyd weer. Dis hy, welkom aan almal wat nou nog hier ingeskakel is. Ekskuus, ons mis dalk 'n klomp nou, maar baie welkom vir julle elkeen. Lekker om saam met julle te kuier vanaand. En die Here kom en dan vra hy, waar is julle? En dan sê hy, Adam, ons het die stem gehoor en ons was bang. Hulle was nooit voorheen bang nie. Maar omdat hulle gesondig het, wou hulle nie weer in die teenwoordigheid van die Here kom. So hulle skielik skaam gekry. Hulle skielik skaam gekry en hulle het ook besef hulle is naak en het hulle nou gaan klere maak vir hulle self. En dis die juiste ding, God wil met ons wandel. Die probleem is, ons is nie altyd gemaklik om met hom te wandel. As gevolg van die sonde. En Adam doen die klassieke ding, hy sê, Here, maar u het hierdie vrou vir my gegee. En hy sê, dis eintlik Eva se skuld. So ons skuif ons sonde altyd af op iets anderste. Ons het altyd verskonings. Of ons probeer dit wegsteek. Hulle maak hierdie klere van blare. Ek nou voorberei toe dink ek, dis klere wat jy nie eens hoef te was nie, dan krimp het. Want as daai son daai blare vang, ons het hier 'n klomp ou blare wat ons bome afgesny by ons. Jy sien hoe vinnig daai blare is net eenvoudig weg. En hulle poging om hulle self te bedek het misluk. Maar ons weet God het hulle toe bedek. Want ons lees in Genesis 3 vers 21, die Here God het vir Adam en sy vrou klere van velle gemaak en hulle aangetrek. En waar het God die velle gekry? Diere moes doodgemaak word. Sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis van sonde nie, sê Hebreërs 9 vers 22. Iets moes sterf sodat hulle sonde bedek kon word. En nou weet ons, iets moes vir ons sterf. Iemand moes vir ons sterf. Die lam van God. Om ook ons naaktheid
Ja. te bedek, om So dit ons was- sonde te bedek. Dus hierdie was eintlik 'n voorafskadu van dit wat sou kom. Ja, ja. Nee. Ja, En die naaktheid van die mens wat uiteindelik moet bedek word, die sonde wat uiteindelik moet bedek word. Ja. En dis alleenlik deur Jesus wat dit gedoen kon word. Dis net deur Jesus, ja. So die offer van die diereoffer word nou eintlik dan die offer wat Jesus sou betaal. Ja. So daar's twee godsdienste. Die godsdienst van vyerblare waar jy deur jou eie werke probeer om reg te maak met God. Of daar is die godsdienst van God se perfekte voorsiening deur Jesus Christus. Ja. As jy jouself jy kan nie jouself red met jou goeie werke. Dis net deur Jesus Christus. Dis is monopoly geld. Dis lekker om jy te speel, maar is waardeloos eintlik by die bank. So jy het eintlik meer as dit nodig en ons kan nie ons lewens vul nie, ons kan nie ons lewens afbetaal, ons skuld afbetaal nie. Dis alleenlik deur Jesus. Ons moet ons beklee, ons hele lewe moet ons kom beklee met Jesus Christus. Absoluut. En so kom Jesus die wêreld in. Dit wat ons in die begin gesê het, 'n maagd sal swanger word. Om te herstel dit wat in die paradys verkeerd geloop het. Om weer dat daar versoening sal kom tussen ons en God. En ek hoop julle hoor God se liefde vir julle. Vir ons elkeen. Dat God deur Jesus Christus die herstel kom bring. Daar moet nie onduidelikheid wees oor Jesus se doel nie. Hy is Immanuel, God by ons. En hy kom dan juis om weer daardie kommunikasie, daardie gemeenskap, daardie saamwees, kom hy om te herstel. Ons was nie in staat nie, ons kan nie daai verhouding uit ons eie kon regmaak het nie. Hy moes kom, hy moes mens word, om weer dit reg te maak, dit wat is in ons God verkeerd gedoen. So hy is nie hierdie koue, ver afstand God nie. Hy is eintlik, hy wil doen weer wat hy in Eden gedoen het. Hy wil regtig saam met ons wandel, en ons sonde alleen kan verwyder word deur hom. Ja, en ons sien hier iets van hierdie wandel saam met God, as Jesus deur die stofstraat te stap saam met die mense, Ja. as hy saam met hulle eet, né? Ja. As hy by die armes ingaan, ekskuus tog, as hy vir hulle voorsien, vis en brood. En hoe hy luister na gebroke vroue. Hy ken die stikkend wees van mense. Hy's betrokke in dit en hy sien dit raak. Hy sien word dit deel raak. daarvan. Van die seer, van dit wat jy beleef, van die siekte toestande, want as jy is hy wat kom, en hy wat die blindes kom genees, is hy wat die melaatses genees, dis hy wat die stikkende harte heel maak, dooies weer laat leef, so hy kom en hy raak net so deel van wie ons is, en ek dink net daar die lig, alles reik net na vrede, en hy bring herstel. Hy bring herstel, en ons kon dit sien in sy hier wees op aarde, né? Ja. Hy het gekyk na die mens met genade, genesende oë, Ja. herstellende oë, Ja. Ja. en dis wat hy ook vir ons kom doen het. Ja, so dis asof hy weer saam met die mens kom wandel. Deur al hierdie goeders ook. Ja, Wat hy kom doen. hy het vir ons eintlik kom bewus maak, ons is hier, Ja, ek is by jou. ek is by julle. Ja. En dink nou net daaroor, as God saam met jou wil wandel, en jy begin bewus raak van hom, en van sy teenwoordigheid, dan hy is in jou, jy in hom, sê die Bybel, né? Ja. Dan het jy wysheid, dan weet jy wat om te doen wanneer jy dit moet doen. Ja. Ons ore is nie altyd oop nie, en ons harte is nie altyd oop om te doen wat ons moet doen nie. Maar 1 Johannes 4 vers 15 sê tog, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ja. En dan kom daar so samesmelting tussen ons en God, nie dat ons God word nie. Moenie daai een glo nie, ek weet daar's ouens wat dit sê. Ja. Ons word nie God nie, Nee. maar God in ons. En dan word 2 Korintiërs 13 vers 5 waar, wat sê, dan kan ons vanuit
die krag van God lewe. Ek dink wat vir my so mooi is juist ook die feit dat Galasiërs 3 vers 27 sê, julle wat in Christus gedoop het Christus soos 'n kleed aangetrek. So, dis hoe hy is, ons word beklee met hom, en wanneer ons beklee word met hom, ervaar ons sy geregtigheid, en wandel ons in sy lig. En dis dan wie hy is. So in daardie wandel verander alles, want dan beleef ons sy teenwoordigheid. Dan, soos wat jy net nou gesê het, die wysheid vloei deur ons gedagtes. Vrede word geanker in ons harte, en ons word staande gehou deur sy krag. Wel, dan gaan mense ook, as ons dit besef, dit wat jy nou sê, dan gaan mense ook iets van God raak sien. Ja. En gaan God verheerlik word. Ja. Ook deur dit wat ons doen. Ja. Nou, goeie werke red jou nie. Maar deur goeie werke met jou lewe hierso leef, né? En dan word God daardeur verheerlik. Ja. So in hierdie Kerstyd hou gelowig vas. Die God wat van ewigheid af vir jou lief is, dat die Vader, Seun en Heilige Gees is persoonlik by jou. Dink vir 'n oomblik, die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat alles geskep het, net deur te praat, net deur te sê, en dan was dit daar. Hy is persoonlik by jou. Nou. Nie, hy was met jou gewees nie, hy sal eendag wees nie, hy is nou met ons elke een, so jy is nie alleen nie, sê hy eintlik, ek is hier, ek dra jou, sê hy, en ek dink dit is die wonder van Kersfees. En dat die Gees wat in jou woon, dat dit 'n verdere bewys is, dat die lewende God by jou is. Amen. Ja. En dat hierdie Gees jou wil lei, en saam met jou bid. Moenie dink is net vir ander mense nie. Moenie dink is vir Petrus en Paulus en die Emmausgangers, wat die Here so by hulle was, en ja, hulle het hom gesien. Maar hierdie verheerlikte Jesus, hy wat opgestaan het uit die dood, is by jou. Die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, is by jou. Hy vul die ruimte waarin jy beweeg. Hy's nader aan jou as jou hemp of jou rok. Hy sê daar ver op ergens. Moenie ons het nou al 'n paar keer dat ek dit al gesê, moenie praat van die man daarbo nie. Dit is eenvoudig, ja, hy is daarbo ook, maar dit is eenvoudig nie net waar nie. Hy is hier by jou. Jy hoef amper net te fluister. Want hy weet wat jy dink, hy weet wat jy voel. Hy ken jou situasie, God by jou. In jou vreugde, in jou swaar kry, in jou onsekerheid, in jou hoop, in jou gelowig wees, in jou twyfel. Kom sê Immanuel, God by jou. Jy is nie alleen. Ek dra jou. Dis die hart van Kersfees, dis die hart van geloof. 'n God wat naby genoeg is, by jou is, om jou vrolikheid en jou hartseer te kan sien. So hy sit langs jou wanneer jy alleen voel, hy dra jou wanneer jy nie meer kan nie. Hy stap saam met jou deur vreugde en trane, so wat jy ook al beleef, jy is nie alleen nie. Hy is daar. Ek dink is wat Sonja ook sê, as ons begryp wat dit beteken, hy is by ons, verander ons lewenshand omkeer. En dit is absoluut so waar. Samantha sê ook, sonder bloedvergieting, is net so 'n bietjie daarna terug, dis vir my die mees ongelooflikste woorde wat my altyd herinner wat Jesus vir ons gedoen het. So ek dink net elkeen van ons het ergens ietsie waarin ons absoluut vashou en wat die anker is van ons geloof en die wete, maar hy is met ons. En ek dink dit verander 'n mens se lewe wanneer jy regtig begin bewustelik sê, maar ek stap in sy teenwoordigheid, want hy wandel saam met my. En ek dink dis iets waarop ons dalk kan fokus in die volgende tydperk, is net om te sê, maar hy wandel saam met my.
En ek dink dis 'n verklaring wat jy elke dag net kan maak of wat jou omstandighede kan. Hy wandel saam met my. En ek dink dit is absoluut net vir my so belangrik. Dis iets wat 'n mens elke dag moet leer en bewustelik net moet sê, maar hy is hier. Ja, absoluut. Ja, ek wil net ek wil net gou ietsie vertel. Gisteraand is daar, dis my so half 'n verrassing eintlik, want dis iets wat ons eintlik altyd gedink het in Messina sou gebeur en hier het ons toe in Rustenburg in ons eie huis 'n skorpioen. En nooit 'n Messina een gehad in die huis nie, wat ek kan onthou van nie. En in elk geval net Roman spinnekop. Groot Roman spinnekoppe, ja, dit was al my lelikste goed daar. En maar ek sit nou en ek dink toe nou maar, ja, dit is nou totaal en al vreemd. Ek sien dat ek het 'n bietjie navorsing gedoen toe daar gevra, maar kom dit nou regtig in Rustenburg voor, so dit lyk my dit kom hier en daar voor. Maar ek dink die Here, wat wil U vir ons deur hierdie skorpioen sê, want dit is totaal en al 'n vreemde ding en hy's eintlik nog net so klein. En ek besef toe, die Here wil ook vir ons sê, en vir iemand dalk hierso sê, daar kan dalk iets wees wat vir jou klein lyk in hierdie stadium, maar wat eintlik, wanneer hy steek, gaan hy giftig wees, en hy kan gevaarlik wees, en jy moet nou gaan, en jy moet nou gaan trap op daai kop, gaan trap op sy stert, gaan vernietig hom, maar onthou nou, ja, ons sal dit nie met kalwe te doen nie, so jy moet sorg dat jy die regte wapenrusting het, om hom ook te gaan vernietig. So kyk net daarna, dalk is daar iets ergens vir iemand, wat jy voel, jy sien hierdie ding raak, hy lê daar in die donker, maar die oomblik as jy die lig aansit, dan word hy geopenbaar. So vra die Here en kyk daarna en vernietig dit dadelik voordat dit groter word en groter skade gaan doen. Ja, Mike, ek stem 100% saam met God by ons, kan ons uitsien na 'n helder somerkers. Yes, amen. Halleluja. Amen. Absoluut. Mooi. Absoluut. Ja. Ons gaan bid vir ons mensies, en ek moet nou bely met Letty se afsterwe, het ons nou ons bron verloor wat vir ons gesê het hoe dit altyd gaan met Aaron Marcus, daai 6-jarige wat William berei het. Want ons het nooit kontak met die persoon se ouers of gehad nie, so as iemand iets vir ons net kan laat weet hoe dit met hom gaan, want ons is nou in die duister wat dit betref. Kom ons bid. Dankie Here dat U met Kersfeestyd ons kan weet, U is by ons, en U is ook by Linel en Anel Christo en Charlotte en Martin, Rensja Gous en Shamaine Lochner, Christoph Malan en Tannie Susan. En ons bid vir hulle elkeen weer, Here. Ons bid dat U hulle sal toevou met U liefde en genesing en genade, ook in hierdie tyd. So ook vir Annelien en Pieter, Marina de Vos en Marinda Leroux, Marno Breed, Isak Jonker en Martin en Erna Pelser, dat hulle net weer bewus sal word van U by hulle, ook in omstandighede wat dalk nie altyd goed is nie. Ons bid vir klein Aaron, en ook vir Johan van Rooyen en Niels van Rensburg, en vir Lucy, en Russell en Joan van den Berg, Kobus van Sail en oom Mike. Dankie Here vir U kinders. Dankie dat hulle ook uitsien om net weer te hoor, God is by ons hierdie Kerstyd. Wees ook met hulle, elkeen in hulle omstandighede. Ons bid vir Marie Klaasen en Elsabeth Pieterse en Eben Kloppers en Linda Vermeulen en Adele Marks en Trudy die Bison. Here, U weet dat hulle ook op verskillende vlakke van genesing en siekte is, en daarom plaas ons hulle in U hande. Ons bid vir Letty met die skouer en Tannie Nora, en Andries Pretorius, klein Leon,
Antie Koch en Ingrid Kuywood. Dankie Here dat ons weet dat U ook met hulle elkeen is. Maar U weet Here, van hulle is bekommerd oor hulle siekte, van hulle moet hulle self so mooi oppas. Wees met hulle, beskerm hulle elkeen. Dankie dat ons kan bid vir Tannie Audrey en vir Nicolien Tolmay, Anandi, Tannie Marie, Was van den Merwe, vir Willem. Dankie Here dat ons ook hulle net weer eens voor U kan kom neersit en bid dat U absoluut so saam met hulle sal wees. Bid vir Christo en Hanlie en Waldo Vry wat ook moet herstel tot sy eie self, om Botti, vir Leonie Molet, vir Marita, Belinda en Daniel, Esther Mouton wat ook moet herstel na operasie. Ons plaas hulle net weer nuut voor U. Here, raak hulle elkeen ook aan, dat dit met hulle goed sal gaan en dat hulle net beter en beter sal word. Ons bid vir Annelie daar in Mopani en Alet Swanepoel, en Wick Robertson in die hospitaal, Jacques Willemans wat met herstel na operasie, Angelise Botha, ook vir elkeen wat bekommerd is oor uitslae, Here, bid ons en ons vra dat U hulle sal vashou, ook in hierdie tyd. Here, hier in ons geweste, weet U van 'n klomp mense wat briewe gekry het wat sê 31 Desember is hulle laaste werksdag. Ons bid vir hulle elkeen, ons bid nou besonder ook vir Sonja, maar ons bid vir elkeen dat U self sal voorsien. Ons kom in geloof voor U en ons vra Here, juis in hierdie tyd, dat U ook met hulle sal wees. Dankie dat ons dit kan bid en ons doen dit in Jesus se naam. Ja, Here, ons kom net en ons bid ook vanaand vir Tiaan en ons bid vir elke ander een. Ek sê amen op hierdie gebed ook, waar ons bid vir die wat werk verloor het en die wat in 'n krisis sit in hierdie stadium. Ons bid vir ouers wat saam deur hierdie pad stap. Ons bid vir die seer kry en die onsekerheid en die storms wat in almal se lewens is, wat op hierdie stadium in hierdie bootjie is. Here, soos wat U saam met Adam en Eva gewandel het en U vandag nog saam met ons wandel, kom U asseblief. En in elke een wat hierdie stryd ervaar, kom U en wandel U saam met hulle. Here, kom U en bring U asseblief 'n vrede in harte, daar waar daar soveel ontnugtering is en soveel stryd is, Here Jesus, en soveel onsekerheid, kom U asseblief tog en laat U vrede net oor elkeen kom. Here, maak geleenthede oop waaroor ons absoluut net verstom sal staan. Skep entrepreneurskap, Here, en daar waar besighede swaar kry, bid ons, o Vader, dat U ook daarin sal voorsien. Ons bid, Here Jesus, dat geleenthede sal opduik. Ons bid ook vir eerlikheid in besighede. Here, dat dit nie nodig sal wees dat ons moet paadjies wandel wat ons nie wil stap nie, Here Jesus. Ons bid dat al hierdie korrupsie tot 'n einde sal kom, sodat ons in eerlikheid besigheid kan doen en ons hand kan uitsteek na ons medemense, mekaar kan optel en mekaar kan bemoedig. Ons bid vir huwelike wat uit mekaar uitval, Here, daar waar soveel mense besig is om allerhande weë te soek en weghardloop van mekaar af ag Here, kom U asseblief net eenvoudig en tree U in en maak U mense wakker, maak hulle wakker en maak hulle bewus van die teenwoordigheid. Wanneer ons weghardloop van U af, Here, trek ons nader. Ag Here Jesus, kom U net eenvoudig en tree U asseblief in. Ons gee absoluut net oor. En dankie vir hierdie wete dat U saam met ons wandel. Dankie vir die wete dat U ons nooit alleen laat nie en dat U saam met ons sit en dat U nader aan ons is as ons vel.
dat U dwars deur ons sien. U ken alreeds ons sit en ons opstaan. U weet wat ons bedink, nog voordat ons dit self gesê het. Kom, Here Jesus, kom, Immanuel, God by ons en God met elke een van ons. Amen. Daar sê Nou ja, en ek wil eintlik sommer vir Arthur se maak, skus ek het dit vergeet ook, ons lê haar ook vir Jesus neer vanaand, en ek dank U ook, Here, dat U ook daar intree, en ook daar waar sy swaar kry, en hulle familie swaar kry, kom U asseblief, Here Jesus, en tree U net daarin. Amen. En dis ons laaste keer vir die jaar. Mag julle 'n besondere mooi Kersfees ervaar. Die liefde van die Here ervaar ook in julle families en julle vriende. En bou mooi herinneringe. Mag jy werklik ook uitsien na 'n nuwe jaar. En ons gaan mekaar dan weer eers in die nuwe jaar op hierdie platform sien. Ja. Mooi loop, en ja, mag die Here vir jou seën in alles wat jy aanpak, en mag jy voorspoedig wees, ook gedurende hierdie feesgety, en waar jy dalk dink, dinge loop nou na einde toe, en daar is nie meer 'n oplossing nie, mag God vir jou 'n uitkoms gee. Ja, en wandel saam met Jesus. Amen. Ons sê, Mooi loop. ons gesels volgende jaar. Totsiens. Totsiens.